Almal op TikTok, baie lekker om saam met jou te kuier en op Facebook en YouTube. Wat 'n voorreg dat ons vanaand saam kan kuier hier in Marlof Park. Hier het nou vir jou al omtrent lekker gereën. En dit is nie oor nie. Môre 'n bietjie Wildtuin toe en ja, glo ons gaan lekker weer. Ek sien hulle sê dit is soos jy weet lekker koel weer môre. Glo jy het 'n besonderse dag daar waar jy is en dat jy uitgespaar is en gereed is om vanaand saam met my te kuier by die woord en ja, wat 'n voorreg om vanaand sommer net die woord met jou te deel. En vanaand wil ek vir jou sê, geniet hierdie sessie en hoor wat die Here vir jou wil sê, soos jy kan sien op ons tema. Jy weet, waardes van gesonde families. En ons lewe in 'n dag en 'n uur waar dit ongelukkig die realiteit is dat huise opgebreek is en dat gesinne werklik waar nie meer die basis het nie. Vanaand gaan ek 'n paar waardes net uitlig en ek gaan vanaand met jou deel en my hartsbegeerte is dat vanaand ook jy sal hoor, jy sal toepas en nie na jou maat sal kyk nie, maar na jouself en 'n besluit sal neem om jou oë van ander af te haal en eerder aan jouself te werk en saam te werk. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om saam te kan kuier rondom die woord. Mag vanaand ook 'n aand wees wat hierdie man en vrou wat saam luister, sommer vanaand net sal geniet die heerlikheid en die volheid en dit wat U vir haar en hom ook instoor het. Here, dankie dat ons vanaand so 'n bietjie kan stil staan by ons gesinne, by ons families, by ons kinders, by ons ouers, by ons mans, by ons vrouens. Here, dankie dat ons vanaand net sommer kan stil word en in gebed vir ons huisgenote kan intree. Seën elke man en elke vrou, ook so vanaand die kinders en ook so ouers. Dis my gebed in Jesus se naam. Here, dankie vir hierdie woord wat so kragtig is. Dankie vir Heilige Gees. Dankie vir die salwing en Here die dunamis krag wat in U is. Dankie dat ons na U toe kan kom met alles en vanaand alles om ons by voete ook kan neersit. En vanaand wil ek dankie sê dat hierdie ook 'n aand sal wees wat ons ore sal oopgaan en ons harte ook sal inneem wat U vir ons sê in Jesus se naam. Amen. Ja, ek wil vir jou sê, jy sal sien my nommer verskyn op die blad en na die tyd gaan ons op Facebook, op TikTok die boodskap weer laai en dan kan jy dit sommer maar net weer gaan kyk en Wynand Barend, baie lekker om saam met jou te kuier en Tannie Petra, ag, dis almal lekker om so almal aanlyn te sien. Elmarie plaas my nommer nou net daar op TikTok en as jy nog nie op ons groep is nie, Elmarie Gous plaas hom op. Dankie Elmarie, waardeer uit my hart uit my nommer wat jy daar plaas en dan ook so Renier en Karen, hulle plaas ook my nommer op die bladsy. Ek het die hele tyd met die aircon aangery en ook so as jy slaap, ek moes nou nie Marlof Park sit te gewoond nie. So ek het so 'n paraatjie in my keel. Vanaand kyk ek na iets wat so nodig is om oor te gesels en ek dink baie min oor gesels word. Maar sterk families maak sterk gemeentes en sterk gemeentes maak 'n sterk gemeenskap. En die Here het families daar gestel omdat ons verhoudingsmense is. Families is die basis van basiese verhouding van menswees. Ek en jy, ons is geskep as verhoudingswesens, want ware vervulling in die lewe in vandag in hierdie uur hoor baie mooi is in hierdie lewe is direk gekoppel aan die verhoudings wat ons met ander mense het. Wanneer die verhoudings met die mense in jou lewe verbrokkel, wat gebeur? Jy ervaar seer, jy ervaar frustrasie, verwarring, jy voel pyn, verwerping, jy voel onvervuldheid
En God se bedoeling is dat ons sal onttrek hoe ons in die konteks van familieverhoudings vervuld en vergenoeg kan wees. En hoor vanaand, ek het nie al die antwoorde nie, ek is self nog nie daar in my lewe wat ek kan sê, ek het gearriveer nie, maar wat ek vir jou wel vanaand kan sê, is dat hierdie is basiese punte wat jy kan vat, jy kan gaan toepas. Jammer as ek nou vanaand teen hierdie parakoor van die vlei en die krieke en alles kompeteer. Ek hoop julle hoor my stem daarom duidelik so deur al die geluide hierso in die veld. Maar daar is dinge wat ek en jy in ons lewens kan doen, wat sal verseker dat ek en jy 'n gesonde verhouding sal leef met ons mans en met ons vrouens in die opset van ons gesin. En soms dink mense in teenoorgesteldes. En hoekom sal ek sê teenoorgesteldes? Want vir baie mense is die vrede die afwesigheid van oorlog. Maar vrede is maar as net die afwesigheid van dit wat sleg is. En nou moet jy moet my nie mis vanaand. En ek gaan vanaand 'n paar goed sê. As jy nie op die groep is nie, dan moet jy die punte neerskryf. Maar ek gaan die boodskap hierna ook plaas, want dit is waarom Jesus ook gesê het. En ek wil jy moet hoor wat ek vir jou sê, dat hy sy vrede vir ons gee, vir my en vir jou gee. Nie die vrede wat die wêreld kan gee nie. En ongelukkig is dit die realiteit. En vrede in die Bybel het nie beteken dat die negatiewe afwesig was nie. Vrede in die Bybel beteken die teenwoordigheid van God se volmaakte orde en God se volmaakte plan. Hy is die prins van vrede. Hy is die vredevors. So gesondheid en ek gaan 'n bietjie uitbrei en om uit te kom by my waardes. Maar om by die waardes te kan kom, moet ons 'n paar goed verstaan. Want gesondheid is daarom ook nie net die afwesigheid van siekte nie. Hoor my. Jy is nie gesond net omdat jy nie siek is nie. Jy kan aan jou gesondheid werk. Jy kan 'n gesonde lewenstyl aankweek. Jy kan sekere goeie sober gewoontes in jou lewe handhaaf. Jy kan gesonder leef deur jou dieet aan te pas, deur om te gaan stap, deur om gereeld te oefen. Dis een van die voornemings vir my as ek terugkom by die huis, is om hierdie lekker vakansiekos af te skud. Maar jy kan 'n sekere lewenstyl volg wat jou lewe sal verryk. En dieselfde is waar wanneer ons praat van gesondheid in die raamwerk van gesonde families. Wat sê jy nou vir my vanaand, Stef? Wel, 'n familie, hoor baie mooi, 'n familie is nie gesond omdat hulle nie siek is nie. Hoor jy waar ek vandaan kom? Net soos vrede is gesondheid iets wat kan toeneem en vermeerder as jy aktief daarop begin fokus. Ons fokus is op gesonde families vanaand. Nie op volmaakte families nie. Daar's 'n verskil tussen gesond en volmaak. Maar ek wil eerder funksionerende familie in 'n gesonde verhouding. Want ons moet verstaan, tussen man en vrou sal daar nooit volmaaktheid wees nie. Die oomblik wanneer jy in jou vrou of in jou man 'n volmaaktheid soek, man, gaan hemel toe. Want jy gaan dit nie hier kry nie. Daar's volmaaktheid. En dis waar ons 'n groot fout in ons verhoudings maak. Want daar's 'n verskil tussen jy moet volmaak wees
en jy moet gesond wees. Ons moet gesond wees. Ons hoef nie volmaak te wees nie, maar ons moet gesond wees. En daar is 7 waardes wat gesonde families aanhang. 'n Waarde is slegs 'n waarde as dit vir jou 'n waarde is. 'n Waarde bepaal en beïnvloed jou besluitneming en jou gedrag. Soos wat jy deur die volgende 7 waardes gaan luister vanaand, vra jouself of dit regtig vir jou 'n waarde is en of dit regtig vir jou 'n waarde is of die volgende waardes jou gedrag en besluite beïnvloed. En indien jy die volgende waardes aanhang, Boetasisa, kan ek jou verseker dat dit noodwendig gesondheid in jou verhouding sal bevorder. En dis wat ek probeer sê het net nou. En ek hoop het my een foon wat ek op TikTok is, het al so gekraak. Hy lyk vanaand 'n bietjie vaal, maar ek glo almal kan my mooi sien op TikTok. Ek wil bevordering sien in 'n verhouding, in gesinsverband. En net nou terwyl ek daar in die kamer lê en besig is om deur die boodskap te gaan, toe kom dit by my op en hoor vanaand die waardes, die eerste waarde. Ons moet sorg dra vir mekaar. Want die eerste waarde is besorgdheid. Jy sien, 'n gesonde familie sorg vir mekaar. 'n Man en 'n vrou sorg vir mekaar en is besorgd oor mekaar. Kinders is besorgd oor hulle ouers, ouers oor hulle kinders. Efesiërs 4 lees ek in vers 1. Dankie Elmarie. Hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Hierdie is so mooi, Efesiërs 4 vers 1. Want Paulus sê hier, dat ons moet seker maak, ek praat van familie, nee, ons moet seker maak, dat ons na mekaar toe uitreik, dat ons daar is vir mekaar. In die Nuwe Testament word daar meer as 20 keer na verskillende mekaar begrippe verwys. Meer as 20 keer. So wanneer ons praat van verhoudings, dan praat ons ook van mekaar. Verskoon. Ons praat van mekaar. Ons moet daar wees vir mekaar. En niemand kan op sy eie leef nie. Jy is nie ontwerp om so te leef nie. Jy is ontwerp om in 'n verhouding met mense rondom jou te staan. Dit is belangrik. Ek en jy in verhouding moet vanaand vir mekaar kan sê, en jy moet dit ook kan sê, ons het nodig om brûe na mekaar toe te bou en nie mure nie. En dit is ongelukkig wat ons doen in verhoudings en in families. Ons bou brûe, ons bou mure in plaas van brûe. Ek gaan nou my kan water moet gaan haal. Ek moet kies om hierdie mure af te breek vanaand
En baie keer sit jy as man in 'n posisie wat dinge in jou verlede gebeur het, onbewuslik mure gebou om jou, en dit het gemaak dat nou daar afstand is tussen jou en jou huweliksmaat. Huisgesinne is meer as net 'n klomp mense wat 'n woonadres deel. 'n Huisgesin deel mekaar se lewens en kom gereeld by mekaar uit. En ons moet hy nonsens stop as ons kwaad is mekaar om nie by mekaar uit te kom nie. Of hy skiet stilstand met woorde. Nou praat ons nie meer met mekaar nie. Lede van 'n huisgesin. Jy, jou kinders, jou man, jou vrou, ontdek wie mekaar is. Ontdek wie mekaar is en wat vir mekaar belangrik is. Die uitdagings is om te sorg dat ons nie by 'n plek sal kom waar ons nie meer mekaar se wêrelde betree nie. Dat ons nie meer weet wat in mekaar se lewens aangaan nie. En dit is so maklik dat ons kan lewe as 'n individu wat ons eie wêreld onder een dak skep. En dis gevaarlik. Dit is wanneer ons vreemdelinge vir mekaar raak. Ons daar nie is vir mekaar nie en sorg ons nie meer vir mekaar nie. En dis hoekom ons eintlik in 'n lewe, as jy na huisgesinne kyk en na gesinne, jy sien die hartseer, jy sien die vrees, jy sien die stikkend, en dit is hartseer. Ek net hier 'n glas water kry. Ag, dankie. Wat sê ek vir jou vanaand? Ons moet mure afbreek. Ons kan nie bekostig in 2025 en 'n jaar wat voor lê, dat ons as vreemdelinge daar is nie. Tyd is te kort. God het bedoel dat die lede van 'n gesin kwaliteit verhouding met mekaar sal hê. Jou identiteit word binne in jou gesin, Boeta, Sissa, binne in jou gesin gevestig. Familie bied sekuriteit. Jy bied sekuriteit vir jou man, jy bied sekuriteit vir jou vrou. Dit is 'n plek waar waardes, dit is 'n plek waar beginsels in jou lewe vasgelê word. Dit is waar talente en potensiaal raak gesien en ontgin word. As ons dit in ons huis kan doen nie, waar gaan ons dit doen? En dis hoekom ons 'n verkeerde konsep het. En dis hoekom ons dit so mis. Dit is waar jy van liefde, aanvaarding en vergifnis leer. As ons nie dit kan leer in 'n huisgesin, om mekaar te kan vergewe, mekaar te kan aanvaar met ons goed en met ons sleg nie. Mense, kom ons haal vanaand die mombakkies af. Wat gaan ons daar buitekant kan bied? Hoe gaan ons lyk daar buite? Dis 'n stikkende seer wêreld daar buite. Dit is waar lewenslange herinneringe gebou word en dit is 'n veilige hawe tussen die storms van die lewe. Dit is waar jy God leer ken, soos wat jou ouers jou lei en waar jy geestelik ontwaak en 'n verhouding met God aanknoop. Dit begin daar, dis daai basis. Dis so belangrik. Ons kan nie bekostig. En die hartseer is, ek sien soveel wat in kompetisie met mekaar wil wees. Ons is nie in 'n kompetisie in die gesin met mekaar nie. Ons is 'n span. Nog 'n punt is, behandel mekaar met respek. Efesiërs 6, sê in vers 1, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg, eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan
en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op en tig en vermaan en vermaning van die Here. Paulus kom en hy beveel kinders om hulle ouers te respekteer. Maar hy beveel ook ouers om nie hulle kinders kwaad te maak nie. Hy moedig ouers aan, ja, om hulle kinders op te voed in die tug en die vermaning van die Here. En dit is waar huise sal uitmekaar val, want die paas sit in gaming vir ure, en dit is die voorbeeld wat ons vir ons kinders gee. Pa, klim van hy stoel af en hou op game speel, en vat die grassnyer en leer jou kind om gras te sny. Leer hom om beddingkies reguit te sny. Leer hom om kar te was, leer hom wat dit is om tyd met jou kinders te spandeer. Hulle stel nie belang aan al hierdie mooi nie, hulle soek liefde. Hoor jy wat ek vir jou sê? Manne, jy kan ure gaming en online wees. En daai tyd kon jy saam met jou gesin spandeer. En Paulus lig respek en as 'n kernwaarde in familie uit. Respek en vertroue. Respek en vertroue. Luister op TikTok, Facebook, loop hand in hand. YouTube, hoor jy wat ek vir jou sê? Dit is die basis van enige gesonde verhouding. 'n Verhouding is net so sterk soos wat die respek en die vertroue in 'n verhouding is. Want sodra vertroue in die verhouding is, jy weet, sodra vertroue en respek in enige verhouding begin verdwyn, en dis die waarheid, dan vreet dit aan die fondasie van daardie verhouding. Die oomblik wat vertroue en respek begin verdwyn, weet jy wat verdwyn ook? Die krag, die sterkte en die kwaliteit van 'n verhouding. In plaas daarvan dat die verhouding 'n plek van verborgenheid en sekuriteit is, word dit 'n toksiese plek wat 'n negatiewe uitwerking op die ontwikkeling van mans en van vrouens en van kinders het. Dis nie gesond nie. En dit is belangrik dat kinders van kleins af sal leer om hulle ouers te respekteer. Nie omdat ouers 'n ego-probleem het nie, maar juis omdat dit 'n goddelike beginsel is. Dis wat dit is. Dis 'n goddelike beginsel. Die Bybel sê dat kinders hulle ouers moet respekteer, sodat dit wat met hulle kan gebeur, sodat dit met hulle goed kan gaan. Sodat dit met hulle goed kan gaan. En nou moet jy hoor wat ek nou gaan sê. As kinders hulle ouers respekteer, bou dit sekere lewensbelangrike waardes in hulle lewens. En Paulus kom en hy praat spesifiek met paas en hy waarsku hulle om hulle optredes na te kyk en op te let in die gesin, hoe hulle as paas optree. Nou God het 'n sekere orde in 'n huisgesin bepaal. En nou dop baie die toetse en is hartseer, maar dankie tog, ons kan vanaand, ons kan dit hoor, en ons kan hiervan al weggaan en ons kan daarna gaan kyk en gaan werk aan. God het bepaal dat die man die hoof van die huis moet wees.
So 'n pa speel 'n sleutelrol in 'n huisgesin. 'n Man is die koning, hy is die priester, hy is die profeet van sy huis. Konings, hy sorg dat gesag en dissipline in sy huis gehandhaaf word. Dit is 'n koning. 'n Priester, hy is die een wat sorg, voorsien en bedien. 'n Profeet, hy is die een wat sorg dat die woord van God openbaar word. En nou moet jy jouself vra, koning, priester en profeet, waar het ek geval? Hoekom is die orde in ons huis soos dit is? Die oomblik wanneer die man op 'n plek in sy lewe kom om daardie rol te vervul, hoor wat ek vir jou sê, skep dit die basis vir sigbare vertroue en sigbare respek. Dit is so. So behandel mekaar met respek. Kinders, hoor wat ek vir jou nou sê, pa, ma, kinders soek dissipline. Maak nie saak of hulle lippe trek en of hulle lippe 3 bar oppomp nie. En hulle oor rol wanneer hulle dissiplineer word deur ouers nie. Maak seker dat respek die basis van dissipline in julle gesin is. Dit is so belangrik. As jy 'n enkel lopende persoon bly, respek die basis van enige verhouding. Dit is die fondasie. Dit moet die handelsmerk van enige verhouding wees. En ek sê vanaand vir jou, die oomblik wat respek in 'n verhouding afwesig is die langtermyn effek pynlik. Dis pynlik. Jy kan nie van 'n verhouding praat sonder om van respek en van vertroue te praat nie. Wat moet ons nog doen? Ons deel waardes en oortuigings. Dis nog 'n waarde. Efesiërs 4 kom en hy sê in vers 20, hoor wat sê, maar julle het Christus nie so leer ken as julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus. Dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mense moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle moet met die nuwe mens beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Gaan lees Efesiërs 4 vers 20 in die eie tyd. Ons leef nie meer soos ons geleef het nie omdat ons 'n klomp wette en reëls gehoorsaam nie. Ons lewe nie in 'n vrees vir die straf van die Here nie. Ons, luister, is nie angstig oor die aanslag van die vyand wat tans daar buitekant uit is om verhoudings en gesinne te vernietig nie. Ons is in Christus en hy het getriomfeer. En ons is in Christus omdat ons sy kinders is en daarom is ek en jy die kop en nie die stert nie. En as ek my huis skoonmaak van sekere dinge wat ongewens is in 'n Christenhuis, is dit nie omdat ek bang is nie, maar omdat ek as 'n gesonde man, as 'n gesonde vrou, ons as 'n gesonde gesin wil leef, wat die Seun van God die geleentheid wil gee om in ons lewens teenwoordig te wees en ons gee dan plek vir God. Ek pas my lewe aan volgens my indrukke van Christus en nie volgens die wet wat my veroordeel nie. En daai is hartseer, want ons is nie meer onder 'n wet nie. Ons word nie met 'n stok geslaan nie. Ons is vry. En daarom moet ek en jy by 'n plek kan kom en sê ek wil hierdie volheid weer in my gesin sien. In my lewe, in my vrou se lewe, in my kinders se lewens. Elke gesinslid, elke lid van die gesin moet weet, wat is ons waardes en oortuigings waarvolgens ons gaan lewe. Elkeen moet weet wat in hulle huis toegelaat en nie toegelaat word nie. Trek 'n streep
Dit sluit in hierdie programme wat ons op die TV kyk. Die tydskrifte wat ons lees. Dit wat ons op die internet volg. Dis belangrik dat sekere waardes vasgelê word vir mekaar en vir ons kinders. Elkeen moet weet dat integriteit een van die waardes is. Ek sê mondvol vanaand, maar dit is nodig dat jy dit moet hoor. Elkeen moet weet wat integriteit en die waardes is. Hoekom sê ek dit? Dan hoef ons dat ons nie vir mekaar hoef te lieg nie. En partykeer as iemand bel en die ma is nie lus om met die persoon te praat nie, dan sal sy vir haar dogter sê vir hulle, ek is nie hier nie. Ons moet konsekwent wees in die dinge waarvan ons oortuig is. Dis wonderlik wanneer mense geestelike inset in hulle lewens verwelkom as 'n vorm van dissiplinering. En hoor, jou kinders wil dalk nie elke Sondag kerk toe gaan nie, maar dit het waarde. Bou die gesinseenheid en leer kinders goeie dissipline. Daar's 'n spreekwoord wat sê, the pain of discipline is measured in ounces, but the pain of regret is measured in tons. Daar moet duidelike, dis nog 'n waarde, daar moet duidelike rolle en verwagtinge wees. Efesiërs 4 kom, en hy sê in vers 15, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing en liefde. Is 'n familie word saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning wat elkeen van ons bydra en gee. Mense word as 'n familie saamgevoeg, maar word saamgebind as elkeen sy kant bring en elkeen sy rol vervul. Duidelike rolle en verwagtinge is nodig in elke gesin, sodat elkeen kan weet waarvoor hy of sy verantwoordelik is. Nou ja, dit is so, dat rolle het in die jare verander, en vandag was die vrou die kar en die man maak die kos. Dit is alles goed en wel. Solank die rolle duidelik in 'n huis uiteengesit en gedefinieer is. Ek weet dit is my deel, ek weet wat ek moet doen. Elkeen moet sy deel bydra tot die gesondheid van die gesin. In 2025 moet ons 'n gesonde gesin as 'n gesonde gesin kan funksioneer. Daarom is dit belangrik dat elkeen in 'n huisgesin 'n funksie sal hê. En hierdie gaan baie konflik uitskakel. Dit is belangrik dat kinders nie verkeerdelik bederf word. Hulle moet verstaan dat hulle ook verantwoordelik is vir sekere take in die huis, soos om hulle kamers netjies te hou, so om te help met die skorrelgoed. As jy nie jou kind leer om aktief deel te neem in die gesinsverantwoordelikhede nie, is jy moontlik besig, soos die Engelse sê, to kill them with kindness. Dis die realiteit. As elkeen sy rol in die gesin nie gedefinieer is nie,
is ons net 'n klomp mense wat saam bly en saam werk om gesondheid te bevorder. Om nie gesondheid te bevorder nie. Om nie te bevorder nie. Ai, en dit is my hartseer om dink dat hierdie is goed dat ons eintlik alles weet. En ons pas dit nie toe nie. Nog 'n waarde is gesonde, oop kommunikasie. Efesiërs kom en hy sê, ek is lief vir Efesiërs, en hy sê in vers 25, daarom, leer die leuen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Ons is mekaar se lede. Kommunikasie is die sleutel tot verhoudings. En nou dink 'n bietjie aan jou eie verhouding. Dit is nodig in verhoudings dat daar tye sal wees waar die familie saam kuier om die ontbyttafel of om die eetkamertafel. Tye waar hulle die TV afsit en waar ons net met mekaar sit en gesels. En dit is belangrik dat daar kommunikasie is, want kommunikasie is egter ook, kan nie oppervlakkig wees nie. Wanneer ons kommunikeer, dan is daar diepte. Daar is basies 4 vlakke. Vier vlakke van kommunikasie. En nou gaan ek kortliks gaan by hulle stil staan. Maar hierdie is vir my eintlik so belangrik. Die eerste is wat die Engelse cliché noem. Dit is wanneer ons mekaar vinnig groet en hoor hoe dit met mekaar gaan. Jy kan amper 'n hele gesprek met iemand voer sonder om eintlik enigiets vir mekaar te sê. En die volgende vlak van kommunikasie is wanneer jy net blote feite kommunikeer. Soms kommunikeer ons met 'n cliché en feite in ons huise. En die derde vlak is wanneer jy met opinies kommunikeer. Dit is wanneer jy begrippe gebruik soos ek dink dat. Kom nou na die punt toe. Dit is wanneer ons vir mekaar begin sê wat in ons gedagtes aangaan en hoe ons sekere dinge sien. So begin ons lewens aan mekaar ontbloot en kom ons agter hoe ander oor sake dink. En die vierde vlak van kommunikasie, hoor vanaand, is wanneer ons met mekaar oor ons gevoelens begin praat. Dit is wanneer mense vir mekaar sê, ek ervaar. Die oomblik wat ons gevoelens kommunikeer, gaan dit nie meer oor 'n opinie of akademiese inligting wat ons geprosesseer het nie. Die oomblik wat jy jou gevoelens kommunikeer, hoor wat ek vanaand vir jou sê, deel jy jou hart, jy deel jou gevoelens, jy deel jou blydskap, jy deel jou hartseer. As ons werklik met mekaar wil kommunikeer, Boeta Sissa, moet ons gaan na die vlak waar ons weet wat ons familielede dink en voel. Dis belangrik. Dan begin ons werklik kommunikeer. En dan begin ons ook so in verhouding staan. En dan deel ons lewens met mekaar. En dan kom ons nader aan mekaar. Dan het ons empatie en simpatie vir mekaar. Een waarde wat ek tog vir jou wil uitlig, realistiese verwagtinge. Ja, Efesiërs sê weer in hoofstuk 4 vers 1, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band
van vrede. Jy sien wat Paulus hier sê, is dat ons nodig het om te ontdek dat elke man, dat elke vrou uniek is en dat elkeen 'n aparte roeping het. Jy wat nou luister, ek wil vir jou sê, jy's besonder uniek. En dit gebeur baie dat ouers hulle onvervulde drome en begeertes op hulle kinders wil oordra. Baie ouers wil hê hulle kinders moet dit wees wat hulle nie was nie. Hulle het jou dalk nie gekies as hoofseun nie en nou druk jy jou seun of jou dogter om dit te wees. Ons plaas dan onnodige druk op ons kinders omdat ons verwagtinge vir ons kinders het wat ons partykeer self nie eens kan by uitkom nie. Ouers druk hulle kinders om in die eerste span te wil wees. Ek weet van ouers wat hulle kinders sommer van skole verander het in graad 6, omdat hulle kinders nie gekies is op die leerlingraad nie. Dis hartseer. Ek wil vanaand vir jou sê, dit is nie noodwendig die kind se lewensroeping om aan hierdie vereistes te voldoen nie. Ek het soveel passie gehad met die hoop dat my seun eendag hierdie top rugby speler gaan word. En hy het vir die bokkies gespeel en hy het oral in rugby presteer. En ek sal nooit vergeet nie, die aand toe ek hom op die lughawe gaan haal, toe hy in die kar klim. Toe gee hy my sy trofee, toe sy gekies in Ierland as die agterspeler van die toernooi. En ek is soos in, wow. Net om die volgende woorde uit sy mond te hoor, pa, ek is klaar met rugby. En dit is vir my hard, maar ek het ook toe mooi met hom gepraat en toe besef ek moet nou my kind ruimte gee. Hy moet doen wat hy wil doen en ek sal hom ondersteun. En dan moet ons aanpassings kan maak. Ons moet aanpassings kan maak in ons eie gemoed ten opsigte van die goed wat vir haar en vir hom belangrik is. Dit is so belangrik. Boeta, as jy 'n gesonde familie wil hê, Sissa, as jy 'n gesonde gesin wil hê, ontdek wat elkeen se individuele roeping is. En wat God se intensie vir elkeen se lewe is. Die ander dag het iemand vir my gesê, jy weet, sien jy die rapport huis toe gebring en hy het 80% vir wiskunde gekry. En die eerste gedagte wat by hom opkom, waar is die ander 20%? Met hierdie ek moet vanaand sê, 'n mens moet so versigtig wees om nie onrealistiese verwagtinge vir ons kinders te hê nie. Verskoon my hand hier op die skerm, ek blok net 'n paar mense. Ek wil met hierdie waarde die volgende mee afsluit en ek wil sê dat die verwagtinge wat ons vir mekaar het, moet ook ooreenstem met wat God se plan vir ons is. 'n Punt wat so belangrik is en nog 'n waarde is tasbare liefde. Liefde in 'n familie moet aanvoelbaar, dit moet sigbaar kan wees. Paulus sê in Efesiërs 5, en so mooi bekende gedeelte, ek het die ander dag by troue gelees. Hy sê in vers 28, kinders,
Hy sê so behoort mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. En party van ons het hier gelees, koes en voeter, in plaas van voed en koester. En daar is 5 komponente van liefde wat jy gerus in jou hart kan vasmaak. En ek het net nou gesê tot begin het ek julle gewaarsku. Gaan 'n lang sessie wees, maar het gaan diep wees vanaand. Want die eerste een, en ek wil vir jou sê van liefde wat jy gerus in jou hart kan vasmaak. Die eerste een is aanvaarding. Ons het almal goed waaraan ons moet werk en wat in ons lewens moet verander. As jy by 'n plek is dat jy nie kan verander nie, dan hoort jy ook nie, dan wil ek vir jou sê, dan het jy moeilikheid. Tog het ons almal in ons lewens nodig om onvoorwaardelik aanvaar te word. Elkeen van ons het 'n diep behoefte aan aanvaarding en daar is geen beter plek om aanvaar te word as in jou eie familie nie. Baie keer soek ons ook aanvaarding op ander plekke. Maar dit word aan prestasie gekoppel. Een tweede belangrike punt is waardering. Ons het nodig om ons waardering oor klein en gewone goed in ons lewens teenoor mekaar te kan uitspreek. Sê vir jou vrou dankie vir die kos, sê vir jou man dankie dat hy daai gaan doen net vir jou. Waardering, ek sê dit vanaand vir jou, is die suurstof van jou siel. Wanneer jy erkenning kry vir die dinge wat jy doen, ons het almal 'n behoefte aan erkenning. Ons het almal behoefte aan waardering. Hardloop hier nou 'n jakkals verby. Marlof Park. Dit is nou 'n gesig gewees. Ek sit hier op 'n snaakse plek. Die derde belangrikste aspek is beskikbaarheid. Ons moet daar wees vir mekaar. Jy moet daar wees vir hom, jy moet daar wees vir haar. Ons moet daar wees vir mekaar, ons moet vir mekaar tyd maak, ons moet tyd maak om na mekaar te luister. En dit gee vir 'n mens 'n gevoel van waarde, wanneer daar na jou geluister word, en dat ons daar is vir mekaar. Hier is my so belangrik, 'n vierde komponent is toegeneentheid, of soos die Engelse sê, affection. Dis om met liefde na mekaar uit te reik. En ons het hierdie, in ons Afrikaner kultuur, hierdie macho gevoel van 'n pa druk selde sy seun. Hy wys selde sy liefde. En baie word gemaak van negatiewe aanraking, byvoorbeeld van verkrachting en molestering. Maar ons moet nooit die krag van positiewe aanraking ooit vergeet nie. Dit is vir my die lekkerste as Nolan, wat 16 is, by atletiekbyeenkoms, my kan vasdruk voor al daai meisiekinders, al daai seuns, al daai ouers, en my net daar vasdruk, en my op my lippe soen, en my vasdruk. Het is my lekker om dit te kan doen, en nie skaam te kan wees. Het is my lekker om te kan sien dat my kinders, jy weet, het nie 'n probleem daarmee nie. En laaste aspek, wat ek wil aan raak vanaand, is aanspreeklikheid. Want dit gee diepte in enige verhouding, deur te weet, dat jy by iemand anderste
verantwoording moet doen. En nou moet jy hoor wat ek vir jou sê. Jy's nie op jou eie eiland nie. Dit gaan nie net oor jou eie lewe nie. Jy behoort aan 'n familie, of jy behoort aan 'n kerk. Dink aan hierdie begrip verband. Want jy het 'n sekere familieverband of 'n kerkverband, want 'n verband beteken eintlik verbind. Dis wat dit beteken. Jy's gekoppel aan iets. In 'n familie is jy verbind aan mense in jou gesin. En ons is verantwoordbaar aan mekaar. Ek wil afsluit om die volgende vir jou te vra. Hoe gesond is jou gesin? Want jou familiebelewenis moet van gesinsbestuur na gesinsleierskap vorder. Want baie keer bestuur ons net sake, ons lei nie. En ek sien dit soveel, want bestuur beteken jy koördineer en los probleme op. Jy sorg net dat die prosesse vlot verloop. Leierskap is anders. Dit is om stil te word en te dink waarmee jy tans besig is. Iemand het eendag gesê, die bestuur beteken dat jy kyk hoe vinnig jy die woud kan afkap. Leierskap vra die vraag, is ons in die regte woud? Is ons met die regte goed besig? As jy na hierdie beginsels in jou lewe kyk, vra jouself, hoe gesond is ons gesin? Hoe gesond is ons gesin? Is daar sekere areas waar jy sal moet stilstaan en herbesin om gesonder te leef, sodat jy en jou gesin in hierdie dag en uur die vervulling kan ervaar? En dit is nodig. Ons kan nie uitmis daarop nie. Iemand het iets gesê, maar ek kon dit nou nie kry nie, maar ek het gesien, iemand het ek weet nie wat Trevor se probleem hier nie. Hy sê volg my op WhatsApp groepies, maar hy het 'n probleem met swartes. Gloria, halleluja. Ek dink hy is op cloud nommer 12 vanaand. Vanaand het die Here, glo ek, met jou gepraat. En met my. Om ons sokkies op te trek. Om ons waardes weer reg te ruk. En vanaand kan jy sê dit was nie vir my nie. Maar glo ek, dan glo ek, as jy sê, dit is nie vir jou nie, dan glo ek jou gesin is volmaak en gesond. Maar ek dink elkeen van ons kan vanaand eerlik vir mekaar sê, ons het hierdie nodig. En ek kan by jou kom sit. En ek kan my hart met jou deel. En ons as 'n gesin kan weer gesond word. Herstel is nooit te laat nie. Ek hoop jy hoor wat ek vanaand vir jou sê. Restituisie is so nodig. En as ons 'n gesonde gemeenskap wil hê, moet ons gesinne gesond wees. 'n Gesonde land wil hê, moet ons gesinne gesond wees. Here,
Baie dankie vanaand. Baie dankie dat ons vanaand net kon hoor wat die woord sê. Dankie vir liefde, dankie vir genade, dankie vir vrede, dankie vir 'n woord wat tot ons harte gespreek het, tot my hart self gespreek het. Dankie vir beloftes uit die woord uit, dat ons aan elke waarde kan gaan werk. Dankie dat ons vanaand ook kan besef dat ons kan regmaak waar ons verkeerd gemaak het. Ons eer U, ons loof U, ons prys U vanaand. Dankie dat ek vanaand hierdie man en hierdie vrou kan sommer maar net kom toemaak in die beloftes en in die woord. En dankie vanaand dat die Heilige Gees ook so lewens in harte lei. Is my gebed in Jesus se naam. Dit was lekker gewees om saam met jou te kuier en ek plaas my nommer is oral, as jy op die groepe wil kom om vanaand se boodskap te kry, laai dadelik op. Ek dink almal wat op die groepe is kan getuig. As jy my vra, sit ek jou op. En ek weet nie, ek het 'n privaat nommer wat niemand het nie, maar ek kom agter dat baie tot daar al by my uitgekom het om op die groepe te kom. Die nommer wat hier is die nommer wat ons gebruik vir die WhatsApp groepe. As jy, ons het 'n beradingslokaal wat ons kantoor met 'n sekretaresse en jy kan, as jy wil afspraak maak om daarna toe te kom, natuurlik die beradingkantore, dis 'n spreekkamer. Dit het kostes aan. Maar aanlyn is alles doen ek uit liefde uit. En vanaand wil ek wil jou bless met woord en ek wil jou bless met maar net gedagtes. Hierdie wat ek doen is net om sommer by jou stil te staan, om vir jou te sê, weet, vat dit, maak dit jou en groei daarin. Dit was my baie lekker gewees om saam met jou te kuier vanaand en sien uit om Sondagoggend weer so saam met julle te kuier. Baie blessings. Leon, hulle plaas my nommer op die groepie en dit is baie makliker dat jy sommer net daai nommer kan vat daar en dan kan jy net 'n boodskap stuur en ons laai dit dadelik op die groep. Lekker gewees om saam met julle te kuier. Baie blessings vir julle. Goedheid en guns en ja, die laaste 2 dae van ons kuiertjie is amper op 'n einde en dit was lekker gewees om net so 'n bietjie weg te kom van alles en almal. En vanaand met hierdie wyntjie en die weer is so lekker briesie. Goedheid en guns, lekker slaap. Dankie vir jou wat vir hierdie aanlyn kerk bid en ook so dankie vir elkeen wat hierdie bediening ook jy weet net bless. Mag jy net stap in oorwinning en deurbraak. Goedheid en guns. God bless.